sê, die liefde van God was toe ek en jy nog in die wêreld was, toe ons nog verlore was, toe ons nog ongered was, het die Here ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun vir my en jou gegee het, sodat ons deur hom met die Vader versoen kon word. Seuns en dogters vermore kan wees, ja, nie meer weeskinders nie, maar kinders van die Here. En wat vermore belangrik is wanneer ek en jy aan hierdie tafel vermore deel het, dat ons sal weet dat die Here ons liefhet, dat hy ons liefhet met 'n liefde, die woord sê onverganklike liefde, 'n liefde wat nooit in ewigheid sal vergaan nie. Sy liefde het geen einde nie. Die hoogte, die diepte, die lengte, die breedte. Mense kan nie bepaal word deur mense gedagtes nie. Maar vermoere wanneer ek en jy aan hierdie tafel kom sit en deel het aan die liefdesmaal en opnuut dit doen tot gedagtenis van dit wat God vir my en jou gedoen het deur sy seun Jesus Christus. Jesus sy lewe vir my en jou neergelê, want daar is geen groter liefde as die liefde van iemand wat bereid is om vir 'n ander een te sterf. Amen. Die wetsgeleerde kom en hy wil 'n strikvraag vra aan die Here. Ek lees vir u. Vers 25. En daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen? Nou hy wil Jesus kom uitvang. Maar hoor, wat sê die Here vir hom? En hy sê, en hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy dit? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en jou hele verstand. Mense, hoor vanmôre. Lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord. Mense, ek en jy moet die Here ons God met ons hele wese, dit is in 'n neutedop, alles saamgevat, moet ek en jy die Here ons God lief hê. Met ons hele hart, met ons hele verstand, mense met ons hele siel en met al ons krag moet ons God lief hê. En dan moet ons naaste lief hê, soos wat ons onsself lief hê. Amen. Nou kom ons gaan net so 'n bietjie terug daarna Deuteronomium toe. Deuteronomium 6, en ek lees vir u. Hy sê, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Mense, hoor, sê gou vir iemand langs jou, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Sê dit gou vir iemand. Amen. Jy moet hom met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele siel, mense met jou krag moet jy die Here lief hê. En hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dit moet opgeskrywe wees. Mense, dit moet deel van jou leefwyse word. 'n Hart wat gerig is op God, omdat ek hom lief het met my hele wese, met my hele hart. Hy sê, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Mense, ek en jy moet die Here onse God lief hê met ons hele hart. En dan kom Jesus en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Hoekom deel ek hierdie 3 gedeeltes vanmôre aan u? Ek wil vanmôre vir u sê, as ek en jy nie liefde in ons het nie, dan kan ons nie lief wees nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy, hoe gaan ek en jy liefde in ons hê? Waar kry ek en jy liefde vandaan? Van God af. Want so lief het God die wêreld gehad. Mense, ek wil vanmôre sê, die eerste gebod, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand, met ons hele siel, met ons hele wese in krag. Alles.
moet ek en jy die Here lief hê. Maar om daar te kom, hoor vanmôre, moet ek weet dat God het my lief. En omdat hy my lief het, het hy vir my sy seun gekruisig op die kruis, mense. En deur dit het hy sy liefde aan my gedemonstreer. Daar's baie mense wat nie daai liefde werklik in sy hart glo, dat hy het dit nie, dat God is lief vir hom nie. En ek wil vanmôre vir u sê, sonder die liefde van God in jou hart, man, ek en jy moet gevul wees met God se liefde. Mense, ek en jy moet daarvan oorloop. Dit moet 'n kanaal word. Ek moet 'n kanaal word vir God om sy liefde in my uit te stort. En daardie liefde sal my inspireer en aktiveer en motiveer om daardie liefde te gaan demonstreer vir die wêreld, om te sien dat daar is 'n God wat lewe, wat bereid was om sy seun te offer, sodat ek en jy deur sy seun gered kon word, versoen kon word met die Vader. Ja, daar is geen klag vanmôre meer teen my en jou uitstaan nie, want dit is saam met Jesus Christus op die kruis vasgespijker. Ek en jy kan vanmôre weet dat God het jou lief. God het my lief. God het ons lief met 'n liefde wat onverganklik is. En ek en jy moet oop wees. Ons harte moet oop wees vir God se liefde. Ons moet dit deelagtig word. Ons moet dit ons eie maak. Mense, ek wil hê jy moet huis toe gaan en elke dag in hierdie week, mense, Woensdag wanneer ons nou 'n vas en gebeddag het, dat ek en jy elke oomblik en geleentheid wat ons het, net die Here sal dank vir die liefde, sy goddelike liefde vir my en jou. Mense, dat jy die Here sal vra, kom vul my Here met u liefde, oorlopends te vol. Let it flow, Lord, let me be a channel for you, Lord God, to use me wherever I go. Vanmôre gaan ons deel hê aan die tafel en ons gaan vanmôre die Here eer vir sy groot liefde en die Here dankie sê. En wanneer ons dit doen, mense, Jesus sê, wanneer julle deel het, wanneer ons hierdie broodjie neem en dit breek, moet ons weet sy liggaam was vir ons gebreek. Amen. En deur sy gebreekte liggaam, deur sy wonde, het daar vir my en jou genesing gekom. En ja, deur sy bloed het daar vir my en jou verlossing gekom. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, glo u dat die Here jou liefhet. Dat hy jou so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Amen, sodat jy deur sy wonde genees kan word, sodat jy deur sy bloed skoon gewas kan word en vanmôre voor God kan staan. En hy sien nie meer 'n sondige persoon nie. Hy sien 'n dogter wat geklee is met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Mense, ek is daai geregtigheid, gehoorsaamheid. Ek moet dit nie nalat nie. Dis wat dit beteken. Mense, 'n seun en 'n dogter wat in gehoorsaamheid voor God staan. Here, hier is ek. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het, onvoorwaardelik, toe ons nog in die wêreld was. En dit wat ons deelagtig geword het, mense, het hy ook vir hulle gedoen wat nou in die wêreld is. En ek en jy moet die kanaal wees waardeur die Here kan kom en tot daai mense spreek en die mense die liefde van God sal beleef en ervaar. Hoor vanmôre, sonder God se liefde in my hart, dat ek weet, soos ek hier staan, dat ek is 'n geliefde van God, kan ek nie die instrument wees wat ek behoort te wees in God se hand nie. Want dit is die liefde van God wat my dring om dit te wees wat God se